Goeiemôre vriende, kom ek hard en duidelik oor, kan almal hoor? Baie dankie vir die geleentheid om vanoggend by julle 'n boodskap te bring. Ek is van Ashton, Annemarie van Ashton, groote voorstad van Robertson, en is baie lekker om vandag hier te wees. Hierdie is my grootword gemeente. Ek kom nog uit die dae van Dominee Smit en Dominee Osroweg en Dominee Zietsman. So is regtig 'n groot voorreg om vandag by julle te wees. So baie welkom vir almal wat die koue getrotseer het vanoggend. Ons gaan mekaar lekker warm gesels en lekker warm sing. Gister in die koerant, ons lees altyd die quote wat daar by die briewe is. En gister se spreek was deur Aldous Huxley dat mense nie veel leer uit die lesse van die geskiedenis nie, is die geskiedenis se belangrikste les. Nou, die Bybel is die grootste gedeelte van die Bybel is God se woord, dis waarheid. Maar 'n groot gedeelte van die Bybel is ook geskiedenis. En om God se woord te snap baie keer, moet ons die geskiedenis verstaan daar agter. So ek gaan vandag so 'n bietjie raak in geskiedenis, maar ons gaan hoofsaaklik fokus op die woord van God. Kom ons warm lekker op. Ek hoop julle gaan elkeen vandag, ek het nou die dag na 'n preek geluister en die prediker sê toe, ons moet, as ons na die woord van die Here luister, moet ons iewers 'n wow oomblik hê. Iewers wat dit aan jou hart raak en wat jy dink, wow. So ek hoop dat in 'n sinnetjie of in 'n woordjie of in 'n teks vandag, elkeen van julle so 'n wow oomblik sal ervaar. Ons gaan nou lekker staan en saam sing, helder skyn ons lig vir die nasies, vers 1 tot 5, en dan vonk 72, vers 1 tot 2, wees stil en weet, die Heilige is hier.
ons kyk vanoggend 'n bietjie na die wet. Ons skep partykeer die wet en die geloofsbelijdenis af in die kerk. Nou die wette en reëls is belangrik. Dit begin by ons huishoudings. Enige ma weet, as daar nie reëls in 'n huis is nie, ja, dan val alles maar redelik plat. Die kerk het reëls, sport het reëls. Julle wat sportmanne is, kyk nou gister se rugby, dis reg en dis verkeerd en dit moes nie so gewees het nie. So sport het reëls, lande het reëls, padreëls, skoolreëls. Die lewe sou absolute chaos wees sonder reëls. God het geweet dat mense riglyne en reëls nodig het om volgens te lewe. Dit rig ons en dit vorm ons. Dis is 'n kompas, 'n rigtingwyser wat vir ons op koers hou, sodat ons by die regte bestemming, die ewige lewe kan uitkom. Dit verseker dat ons saam met die Heilige Gees uit dankbaarheid maak en optree soos wat Jesus sou gemaak en opgetree het. God gee aan sy volk die 10 gebooie in Eksodus 20. Maar Jesus kom in Matteus 22 vers 35 tot 40 en hy vat die wette saam in 2 baie belangrike lewensreëls. Ek gaan dit vir julle voorlees, Matteus 22. Liefde is die belangrikste opdrag. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus met sy antwoord die Sadduseërs koud gesit het, het hulle bymekaar gekom om 'n nuwe plan teen hom te bedink. Een van hulle, 'n deskundige op die wet, het hom toe met die volgende vraag probeer hom toe met die volgende vraag vastrek. Leermeester, vra hy, wat is die belangrike opdrag in die wet van Moses? Jesus se antwoord was, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. Die tweede ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Al die vereistes van die wet en die profete berus op hierdie 2 gebooie. Kom ons sit dan sing ons saam lied 245, ek wat vergifnis Heer ontvang het. Kom ons staan, dan sê ons vanoggend die geloofsbelijdenis saam op. En daarna sing ons soos 'n wildsbok. En dat is ook, as ons hierdie geloofsbelijdenis saam opsê, en na die tyd sing, dat ons sal sê, regtig, Here, ek smag daarna, om u wet te gehoorsaam, en ek smag daarna, om dit wat ek bely uit te leef. Kom ons staan, en dan sê ons die geloofsbelijdenis saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en der helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Ek glo. Amen. Soos volsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my hart van krag, U Kom ons sluit die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend in die huis kan saamkom. Dankie dat ons na U woord kan luister. Dankie dat ons tot U lof kan sing. En Here, dankie dat ons die boodskap kan hoor. Here, ons wil vandag bid vir hierdie gemeente. As daar mense is wat siek is, wat ons dalk nie eers van weet nie, mense wat swaar kry, Here. Mense wat dalk net sukkel op hierdie stadium. Sal U hierdie gemeente seën asseblief en sal U elke oomblik met hulle wees. Here, en dan dink ons ook 'n bietjie weier in ons wêreld, Here. In Sirië word mense op die oomblik uitgemoor, in Sudan gaan dit nie goed nie. Ag, reg oor die wêreld is daar dinge wat nie vir ons lekker is nie, en ons hande is baie keer so afgekap. Maar Here, ons bring dit alles na U toe. Ons kom sug vandag voor U en ons sê, Here, help daar waar dit nodig is. En ons weet U sal. Seën dan hierdie woord ook vandag, Here, wees met ons waar ons hier uitgaan, dat ons waar U woord vandag gaan U met ons gesels oor reuk. En dat as ons hier uitgaan, dat ons dit sal verstaan en dat ons dit sal uitleef. Dankie vir die woord, Here. Amen. Ek wil eers vir julle 'n gedig lees van D.J. Opperman, Sproeireën. Dis seker een van die mooiste Afrikaanse gedigte in ons taal. My nooi is in 'n narkie, my ouma in kaneel. Daar is iemand in anys, daar's 'n vrou in elke geur. As ek 'n stukkie narkie skil, tussen my vingers buig of knak, breek uit die klein sproeireën, want wat geurend op my hand uitsak. Die boorde weer van swart verloos, en met die narkies om my heen, weet ek hoe dat 'n vrou kan troos. My nooi is in 'n narkie, my ouma in kaneel. Daar's iemand in anys, daar's 'n vrou in elke geur. Die gedeelte uit hierdie gedig wat jy moet onthou, ekskuus, ek vergeet baie keer so van wat ek moet aanskuif met die tegnologie, is dat
tussen my vingers as daai nartjie geknak word. Ons weet almal daai geur wat hy afgee, die sproeireën op jou hand. Onthou daai gedeeltetjie, soos wat ons weer saam gesels. Nou ons gaan vandag 3 skrifgedeeltes lees. Die eerste skrifgedeelte is Markus 14 vers 3 tot 9. Intussen was Jesus in Betanië, by die huis van Simon, die man wat van 'n ernstige velsiekte genees is. Tydens die ete kom daar 'n vrou in met 'n albaste fles vol egte, baie duur aromatiese olie. Sy breek toe die seël van die fles en gooi die olie oor Jesus se kop uit. Sommige van die wat saam aan tafel was baie verontwaardig daaroor. Hoekom hierdie verkwisting van duur olie, het hulle gesê. Ons kon dit vir 'n eislike bedrag verkoop het en die geld vir die armes gegee het. En het hulle haar uitgetrap. Jesus het hulle egter geantwoord, laat haar met rus. Waarom maak julle dit vir haar so moeilik? Sy het 'n weldaad aan my bewys. Die armes sal julle altyd by julle hê, en julle kan enige tyd, wanneer julle so voel, aan hulle goed doen, maar ek sal nie meer lank by julle wees nie. Sy het haar allerbeste vir my gedoen. Sy het my liggaam vooruitgesalf vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, waar hierdie goeie nuus ook al die hele wêreld verkondig word, sal daar ook gepraat word van wat sy gedoen het, en so sal sy vir altyd onthou word. En dan gaan ons saam lees uit Johannes 12 vers 1 tot 8. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was die een wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes bekommerd was nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus, laat staan haar, sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. En dan ons laaste skrifgedeelte is 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 17. Ek is dankbaar teenoor God, wat ons, omdat ons aan Christus verbind is, altyd saamneem in sy triomftog. Deur ons versprei die aangename geur van sy kennis op elke plek. Ons is die welriekende geur wat deur Christus vir God opstyg, onder die wat verlos word, sowel as onder die wat verlore gaan. Vir sommige is dit 'n doodsreuk tot die dood, vir ander is dit 'n lewensgeur wat lewe bring. Wie is tot hierdie taak in staat? Ons is wel, want ons is nie soos baie ander mense wat smous met die woord van God nie. Omdat ons aan Christus verbind is, preek ons die woord met suiwer bedoelings, 'n woord wat van God self afkom en waarvoor ons aan hom rekenskap moet gee. Nou reuk is 'n baie kragtige sintuig. Reuke roep herinneringe op. Die oil of lei wat ons oumas aan hulle gesigte gesmeer het, die Vicks wat jou ma op jou bors gesmeer het. My ouma het altyd die lekkerste soet-suur nuurtjies gemaak. Die reuk van lekker kos. Ek kon nou nog nie weer daai resep in die hande kry nie. My pa het na man geruik. Na 'n dag van fisiese werk het hy geruik na Old Spice en sweet en stookwyn, want hy het by die KWV gewerk, hy het nie gedrink nie. En dit was 'n lekker reuk, dit was my pa se reuk. Toe ek vir Basse leer ken en ek begin by hulle kuier, toe leer ken ek die reuk van grasdak en houtvloere en plaas. En dan is daar ook die reuke van hartseer, hospitaalreuke, gesteriliseerde vloere, die reuk van siekte en die reuk van dood,
die reuk van tragedie, 'n brand, 'n motorongeluk. Nou van die vroegste tye in die Bybel speel reuk ook 'n baie belangrike simboliese rol. Ons lees in die Bybel van 'n wierook wat op altaars geoffer word en salwing van konings en van profete met dierolies. Nou in die Ou Testament was reuk 'n heilige offer. Eksodus 30 vertel hoe Aaron elke liewe oggend, wanneer hy die lampe regmaak, geurende olies daarop moes brand. En God het self die resep vir hierdie geurende olies het hy vir Moses gegee. God het vir Israel opdrag gegee om baie spesifieke geure in die reukolies te gebruik en dat dit tot in die aanbidding as hulle vir God aanbid. Nou hierdie reuke of geure was 'n teken van God se teenwoordigheid en God se heiligheid. Die reuk van wierook het die volk herinner aan die nabyheid van God. Hulle het geweet as hulle dit ruik, dan is God naby. Openbaring 5 vers 8 sê, net toe hy die boekrol vat, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge in aanbidding voor die lam neergeval. Elkeen het 'n siter en 'n goue bak vol wierook vasgehou. Dit is die gebede van die gelowiges. Dis eintlik half so 'n wow oomblik om te besef dat ons gebede is soos 'n wierookbak wat opstyg na God toe en God hoor dit. Hoor hoe mooi is dit? Ons gebede styg op na God toe. Ons brand vandag, ek het 'n paar kersse gebring, geurende kersse, maar ek dink julle sit 'n bietjie te ver om dit te ruik. Julle kan altyd na die tyd vorentoe kom en so 'n bietjie reuk van die geurende kersse. So as julle na die kersse kyk en julle kry dalk so 'n effense reuk, dink daaraan dat God jou gebed hoor. En ons eerste 2 skrifgedeeltes, lees ons van 2 vrouens. Dit was 2 verskillende vrouens. Daar word beweer dat dit 2 verskillende geleenthede ook was. Maar hulle het egte baie dierolie op Jesus uitgegiet. Die een gedeelte sê op sy kop en die ander gedeelte sê op sy voete. Nou olie was in daai jare, was dit 300 denari. Dit was die muntstukke, silwer muntstukke waarvan die Bybel praat. En dit was gelykstaande aan ongeveer 'n jaar se loon. So ons kan sien hoekom dit eintlik vir die disippels so moeilik was dat hierdie olie uitgegiet word. Nou die slim mense bereken dat 1 denari vandag $43 sou gewees het. Nou die dollar was Vrydag so R17.71. So as dit nou omskakel na Suid-Afrikaanse rand toe, dan was daai olie so ongeveer R228.000 werd. Ek dink party van ons se oë sou dalk ook gerek het as hierdie olie so vermors sou word. Maar dit vertel vir ons dat hierdie vroue het alles vir Jesus gegee. Hulle het hulle verlede, hulle hede en hulle toekoms vir Jesus gegee. Dit was regtig 'n merkwaardige daad van geloof en van liefde vir hulle Here. Nou in die Mediterrane tyd, die tyd wat Jesus geleef het konings 'n baie spesifieke reuk gehad. Hulle het dit genoem 'n royal aroma. So as 'n koning 'n stad binne gekom het, dan kon jy ruik, die koning is op pad. En die koning se reuk het ook lank nadat hy vertrek het, steeds gehang in die stad waar hy was. Nou daar word vertel dat keiser Nero van Rome baie lief was vir roosgeure. So oral waar hy gegaan het, moes rooswater gesproei word, sodat die mense kon ruik, Nero kom. Nou, daar was 'n ander ouetjie gewees, koning Louis die 14de van Frankryk, is so bietjie na die Mediterrane tyd, maar hy was klaarblyklik glad nie lief om te bad nie. Hy het seker daai tyd nog nie 'n stort geken nie. Volgens vertellings het hy maar 3 maal in sy lewe gebad. So ou Louis het toe sy parfuummakers opdrag gegee om elke dag van die week vir hom 'n nuwe geur parfuum te maak. Die parfuum moes dan op hom en in die paleis gesprinkel word en baie belangrik op al sy besoekers. Heeltemal te verstaan, hè? Nou as ons nou mooi daaraan dink, het hierdie uitspattige daad van een vrou verseker dat Jesus, wat ons koning was, onderwerp is aan bespotting, marteling en teregstelling.
Maar ten spyte daarvan het sy reuk 'n ander storie vertel, sy koninklike reuk. Hierdie vrou breek 'n fles met olie en giet dit oor Jesus. Markus sê dat sy dit op sy kop uitgegiet het. So sy hare sou deurdrenking wees met die geur. Julle weet self as mense in 'n plek was, hoe lank jou haarshampoo se geur in jou hare bly. As jy aand in die rook gesit het, daai reuk bly in jou hare. Hare het nogal 'n manier om reuk te absorbeer. Nou die Hebreëse woord vir aroma is riyah en dit beteken offer aan God. So hierdie vrou se daad was gelyktydig 'n koninklike salwing en 'n daad van aanbidding, 'n offer aan haar God. Dit het gebeur net voor Jesus gevange geneem is. So toe die Romeinse soldate hom bespot het, het hy die geur van koningskap gehad. Toe die owerhede aandring dat hy gekruisig word, het die aroma van koninklikheid hom omring. Toe Jesus aan die kruis hang, het hy geryk na wie hy werklik was. Jesus, seun van God, heerser, my en jou koning. Sy fisiese voorkoms het dalk gespreek van vernedering, maar sy aroma wat hy gehad het, was die van verheffing. Hierdie vrou het Jesus geëer deur 'n eenvoudige daad, maar dit was ook baie profeties. In Jesus se donkerste uur was sy geur 'n herinnering aan wie hy werklik was. Daardie geur sou ook op die vrou afgesmeer het. As ons naby aan Jesus leef, as ons toewy aan hom, dan dra ons ook sy geur. Soos Paulus in Korintiërs nou gesê het, deur ons versprei hy die aangename geur van sy kennis op elke plek. Dink 'n bietjie hoe jou dade, jou woorde en jou nabyheid aan mense die geur van Jesus versprei. Nou John Piper is 'n Amerikaanse evangelis en hy het gesê, when you are full to the brim, you will spill when bumped. What do people smell? Acid or grace? Wat gebeur as jy tot hier toe vol is? En dit vat net so daai ietsie om jou te laat ontplof. Kry mense suur wat hulle brand, wat hulle suur maak, of kry hulle genade by jou en liefde? Die Psalm sê, smaak en sien die Here is goed. Ons kan ook sê, ruik en sien die Here is goed. Nou interessant, ons het hierdie reeks gedoen by ons kerk vir Pinkster, en ek moes die donderdag oor reuk preek. En ek het nog nie geweet wat ek gaan sê nie, en die maandag toe gee een van die vrouens in ons kerk vir my 'n boekie, en sy sê vir my, Annemarie, lees hierdie boek, dit kan jou dalk help. En dit was ongelooflik, is 'n boek van Pierre Du Plessis, Jesus ruik na mirre. En ek het hierdie boekie gelees, en dit was net so verrykend. En dit is hoe ek toe geleer het, waarna het Jesus geruik? Jesus het na vis geruik. Ek hou nie van vis skoonmaak nie. Ek weet nie wie van julle hou van vis skoonmaak, ek's baie lief vir kos maak, maar 'n vis moet klaar skoon gemaak wees, want alles is vol skubbe, en jou hande ruik vir halfdag nog na vis. Jesus was 'n vriend van vissermanne. Hy het saam met hulle vis gevang, hy het selfs in 'n visserskuit gepreek, hy het geslaap in 'n visserskuit. Dit was nie 'n MCC boot gewees nie, dit was 'n visserskuit van daai tyd gewees. Jesus het vis vermeerder en mense kos gegee. Ons lees in die woord dat Jesus toe sy disippels aan wal kom, vir hulle vis gebraai het. Jesus bly naby aan die mense wat hom volg. Jesus is tussen ons. Hy weet van ons swaar kry en hy weet van ons wroging. Hy weet van korrupsie en hy weet van moord. Jou en my reuk sit ook aan Jesus se lyf vas. In die vroeë Christendom word Jesus selfs versinnebeeld deur 'n vis. Mense het nie nou meer so baie op motors nie, maar op 'n stadium het mense nogal baie die vistekentjie op die motors gesien. Nou wat interessant is, ichthys is 'n Griekse woord vir vis. Maar dit is baie interessant, die Latynse, die Griekse en die Hebreëse taal, is dat 'n woord of 'n lettertjie kan baie keer soveel meer beteken. So ichthys is, as jy die ichthys in Grieks nou gaan uitspel, dan is dit Jesus Christus, God, Seun, ons Redder.
het wie dit geweet. Dit is nogal baie interessant om dit te weet. Jesus het na stof en sweet geruik. Jesus het gestap. Hy het baie gestap. Daar was nie motors nie. En Jesus het nie die nuutste brand off-road tekkies, New Balance gehad nie. Hy het met sandale gestap. En glo my, die wêreld waar Jesus beweeg het, was stowwerig. Hy het lang afstande afgelê. God se wandel in die tuin van Eden was sy presence by Adam en Eva. So ook Jesus, sy seun. Jesus het gestap en gesweet saam met mense. Hy het hulle harte leer ken en hy het sy hart met hulle gedeel. Jesus het vir my en vir jou deur die doderyk gestap en ander kant uit. Stap is pad saam met mense, deel in hulle lief en leed. Ons kan dit slegs op 'n stofpad doen. Jesus het geryk na hout en klip. Jesus was die eersteling in sy gesin. Hulle was 'n gesin van 7 kinders. Jesus was die oudste. So hy het opgegroei in Nasaret, waar sy pa Josef 'n timmerman was. Ons weet nie veel van Jesus se lewe as kind nie, maar as ons gaan kyk na die lewenswyse en die geskiedenis van die Jode van daardie tydperk, leer ons 'n hele paar dinge. Lukas 2 vers 40 lees ons: die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Nou in daardie tyd van Jesus het kinders van 'n baie vroeë ouderdom af na die sinagoges toe gegaan en dan het hulle die Torah geleer. Dis die eerste 5 boeke van die Bybel. Hulle moes dit teen die ouderdom van 10 moes hulle dit reeds uit hulle kop uit ken. So van 5-6 jaar af het hulle begin om dit te doen in die oggende en in die middag, die res van die tyd, het hulle by hulle familie spandeer. En hulle het regtig van 'n vroeë ouderdom af, die geskiedenis sê van so 7-8 jaar af, het seuns, meisies was in die huis, maar seuns het al begin help met die professie wat hulle pa gedoen het. Nou die mees bekendste familieprofessies van daardie tyd was vissermanne, tentmakers, ons lees baie van Paulus wat 'n tentmaker was, timmermanne of ambagsmanne en boerdery. Ons lees in Markus 6 vers 3. Nou Jesus se bediening het begin toe hy 30 jaar oud was. So voor dit neem ons aan dat hy by sy familie betrokke was en in sy dorp betrokke was. So ons lees in Markus 6 vers 3. Is hy dan nie 'n timmerman, die seun van Maria, die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? So die mense van Nasaret het Jesus geken as 'n timmerman. Nou in die Hebreëus is timmerman ook 'n tekton en die woord word weer omskryf nie net as 'n timmerman wat met hout werk nie, maar ook 'n timmerman wat 'n ambag doen, byvoorbeeld met klip wat klippe kap. So dit omvang die hele boubedryf, wil ek amper sê, die hout en die klip gedeelte. Nou daardie tyd wat Jesus in Nasaret gebly het in sy 20er jare, was daar 'n stad so 6 kilometer van Nasaret af, Sepphoris. En in daardie tyd het Sepphoris afgebrand. So die timmermanne van Nasaret was baie betrokke om die stad te help opbou. So heel moontlik het Jesus en sy broers en sy pa ook gehelp om hierdie stad op te bou. So Jesus het die reuk geken van saagsels en van gekapte klip. Hy gebruik ook die bouwerk in baie van sy gelykenisse. Jesus timmer aan ons lewe. Hy vorm ons en hy bou ons. Hy bou ons karakter. Hy hou nooit op om ons te vorm nie. Hy timmer vir ons 'n nuwe binneste. Hy timmer vir ons 'n nuwe hart. In die Ou Testament, ek dink in Esegiel iewers sê die Bybel, dat God haal jou ou kliphart uit en hy gee vir jou 'n sagte hart van vleis. Jesus het na bloed geruik. Die wêreld stel Jesus voor as hierdie skoon, bloedlose Messias, hierdie bleek vel aan die kruis met die doekie om sy heupe. Dis glad nie hoe dit was nie. Jesus is gemartel, geslaan, opgespoeg. Cicero het oor kruisiging gesê, that cruel and disgusting penalty, the worst extreme of tortures inflicted upon slaves. Kruisigings was bloeddorstig en barbaars en wreed. Bloed ruik na metaal, na yster, hard, koud en dood.
Dood is egter nodig vir ons om te kan lewe. Bloed was nodig vir my en vir jou om te kan lewe. Deur Jesus se bloed is ons geheilig. Daarom moet ons ook daardie heiligheid weerkaats in ons eie lewe, want Jesus maak ons heilig. Nou, Aaron moes elke dag die wierook aansteek in die tabernakel. Dit is mooi en simbolies om kersse en wierook te brand, maar ons hoef dit nie te doen nie. Hoekom nie? Ons het Christus se geur in ons. Soos Opperman sê, as ek 'n stukkie nartjieskil tussen my vingers buig of knak, breek uit die klein sproeireën wat geurend op my hand uitsak. Sproeireën van dankbaarheid is 'n ongelooflike aangename geur vir God. Dit is wat jy doen vir ander in die lewe. Jou opoffering, jou gehoorsaamheid en jou goedheid en jou liefde. Dit smeer af. Dit is so sproeireën wat geurend uitsak en 'n geur agterlaat. Mense het al lank al jou naam vergeet, maar die geur bly klou aan hulle. 2 Korintiërs 2 wat ons gelees het sê, deur ons versprei hy die aangename geur van sy kennis op elke plek. Ons is die welriekende geur wat deur Christus vir God opstyg, onder die wat verlos word, sowel as onder die wat verlore gaan. Ek gaan 'n kort oomblik gee vir stil gebed. Dan vra julle die Heilige Gees waarvoor jy vandag dankbaar kan wees. Vra vir die Heilige Gees, wat is my royal aroma? Wat is die geur wat ek moet gaan uitdra? En vra vir die Here om jou te help om 'n soet aroma te versprei deur klein dade van goedheid, van liefde en van genade. Hemelse Vader, ons eer U vir U woord. Dankie dat ons met alles in ons lewe, elke omstandigheid, is daar raad en is daar wysheid in U woord. Want U rig vir ons deur die woord en U lei vir ons deur die woord. Here, help dat ons, soos Jesus, ook 'n aangename geur vir mense sal wees. En dat ons in die week en in die tyd wat kom, hierdie geur sal versprei onder mense. En Here, ja, miskien vergeet mense ons name, dit maak nie saak nie. Maar die belangrikste is, solank die geur wat ons agterlaat, die geur van U is. Baie dankie vir die leiding van die woord, dat ons daarop kan staatmaak. Dankie vir hierdie gemeente, dankie vir elkeen wat vanoggend hier in die kerk was. Seën hulle, Here, en staan hulle elke oomblik naby. Amen. Ek het nou eintlik offergawes volgende op my lysie gehad, maar ja, daar staan dit, julle kan gee, blymoedige gewers. Maar die offergawe gaan by die Here opgeneem word. Ons gaan nou die slotlied sing, lied 450, vers 1 en 2. Kan verwoord die lofbesang.
wil julle graag seën vandag uit 1 Petrus 2, in vers 9, maar toe ek die gedeelte gaan lees, toe besef ek nee, vers 5 moet ook bykom. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, elkeen van julle wat hier sit, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlike lig. En ek wil ook byvoeg om sy geur te gaan uitdra in die wêreld. Gabriel het my 'n baie mooi slotlied gegee en toe vanoggend toe sê hy vir my, dink die mense ken dit nie, maar julle is dit gou leer ken, dit is 'n pragtige lied. So kom ons seën mekaar ook met hierdie slotlied. Vrede vir elkeen van julle. Mag dit 'n baie mooi week wees.